Ons is in Spreuke hoofstuk 1. En ons gaan kyk na verse 2 tot 4. Verse 2 tot 4, maar ons gaan sommer lees vanaf vers 1 af net vir die konteks. Spreuke 1, vers 1 tot 4, ons gaan kyk na 2 tot 4. En dit lees dan so: Die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord. Here, ons erken in die oggend dat ons is maar absolute dwaase. Ons is nietig, ons is stof en as, ons is sondaars, ons natuurlike neiging is nie na U toe nie, o Heer. Maar Here, ons pleit weer eens in hierdie oggend, dat U ons barmhartig sal wees en dat U Gees in ons harte sal werk. Here, dat ons meer soos U sal wees, dat ons die woorde van wysheid sal kan aanneem, Here. Want is dit nie vir U genade nie? Is daar nie 'n manier dat ons hierdie goed kan aanneem nie? Here, ons ken onsself. En ons begeerte is nie by nature vir U nie. Dis na die wêreld. Maar Here, U is magtig. U is groot en U is almagtig, Here. En daarom pleit ons in die oggend, mag U ons harte na U toe draai, o Heer. Mag U Gees in ons harte werk. Mag U hierdie hart van klip verwyder en vir ons hart van vlees gee in hierdie oggend, Here, sodat ons U kan ken. En sodat ons kan groei in ons wysheid en ons verstaan van wie U is en wat dit is wat U van ons verwag. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. Wees ons weer eens genadig in hierdie oggend. In U naam alleen vra ons dit. Amen. Nou, ons het laasweek begin met die boek van Spreuke, waar ons basies net 'n inleiding gedoen het en gekyk het na die titel van die boek, wat vasgevang word dan in die eerste vers, naamlik soos ons so pas gelees het, die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel. En soos ons gesien het, was die wysheid van Salomo meer kosbaar as goud, aangesien konings en edeles duisende kilometers ver en vir maande aaneen gereis het, met goud en silwer en allerlei geskenke, net om hierdie wysheid van Salomo te kom hoor. En deur die voorsienigheid van die Here word daardie wysheid aan ons gegee hier in die boek van Spreuke. En ons hoef nie duisende kilometers ver te reis en met goud en silwer en geskenke te kom om dit te kan hoor nie. Ons sal dus dwaase wees om dit nie te bestudeer en om nie te luister na wat dit vir ons sê nie. Maar ons lees weer vanaf vers 1, saam met vers 2 dan nou. Daar staan die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. En wat ons hier in vers 2 sien, is die doel van die Spreuke van Salomo. En vers 2 dien ook as 'n opsomming van die res van die inleiding wat strek tot by vers 7. Want ons sal sien dat verse 3 tot 7 bloot net uitbrei oor die algemene doel wat ons hierso in vers 2 kry. Naamlik om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. En ons sal sien hoe verse 3 tot 7 dan uitbrei op daardie stelling. Ons sal ook oplet dat vers 2 in 'n tipiese Hebreëse gedigformaat voorkom, waar dit van parallelisme weer eens gebruik maak, menende ons het dieselfde konsep wat 2 keer herhaal word, maar met verskillende woorde. Soos ons lees dit ook sê, Spreuke is om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. En die woorde om wysheid en tug te ken, beteken dieselfde as om woorde van insig te verstaan. En dis dan 'n tipiese Hebreëse gedigte. Maar wat ons dus sal oplet, is dat wysheid en tug vergelyk kan word met insig dan ook. En indien ons nie wysheid en tug ontvang nie, gaan ons ook nie insig hê nie. En die doel van Spreuke is juis om wysheid en tug vir ons te gee, sodat ons dit kan ken, waarsonder ons ook nie insig kan hê nie. Maar wat ons eerstens moet oplet, is dat wysheid en insig is nie ingebore nie. As dit ingebore was, of as ons natuurlik daaroor beskik het, sou die boek van Spreuke in die eerste plek nie eers nodig gewees het nie. Met ander woorde, dit is iets wat geleer moet word. En as ons nie geleer word daarin nie, dan gaan ons dit ook nie hê nie. Tug,
soos dit hier genoem word in vers 2, by definisie beteken dat daar twee partye betrokke is. Met ander woorde, daar is een wat tugtig, en daar is een wat aan die ontvangkant is van daardie tugtiging. Op ander plekke in die Bybel word dieselfde Hebreëse woord as onderwysing vertaal, terwyl dit die konnotasie dra van om gedissiplineerd te word in daardie onderwysing. Maar of dit as tug of as onderwysing vertaal word, beide impliseer by voorbaat en by definisie twee partye, naamlik een party wat die onderwysing gee of die tug gee, en die ander party wat die onderwys ontvang. Ons lees in die heel eerste plek in die Bybel waar hierdie spesifieke woord in die Hebreëus voorkom, in Deuteronomium 11 vers 1 en 2. Daar kom hierdie woord vir die heel eerste keer in die Bybel voor, en dit sê vir ons, daarom moet jy die Here jou God lief hê, en altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge, en sy gebooie onderhou. En julle moet vandag weet, dat ek nie spreek tot julle kinders, wat die onderwysing, of tug, daar is die woord nou, dat ek nie spreek tot julle kinders, wat die onderwysing van die Here julle God nie geweet, en nie gesien het nie, sy grootheid, sy sterke hand, en sy uitgestrekte arm, en sy tekens en sy dade wat hy in Egipte gedoen het aan Farao, die koning van Egipte, en aan sy hele land. Die Here het nie daai tug en daai onderwysing aan die kinders gespreek nie. Die tug of onderwysing van die Here, soos die genoem word nie aan die Israelitiese kinders gegee nie. Hoekom nie? Want die ouers het dit gesien, en die ouers het dit gehoor. En hulle het gesien hoe die Here die Egiptenare getref het, en hoe hy sy verordeninge vir hulle gegee het op berg Sinaai. Die ouers het dit gesien. En aangesien die ouers dit gesien en gehoor het, was dit die ouers se plig, en nie die Here se plig, om weer hierdie tug en vermaaning aan die kinders te kommunikeer. Soos ons in vers 18 en 19 van dieselfde hoofstuk lees in Deuteronomium 11 waar staan, lê dan hierdie woorde van my, sê die Here, weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees, en leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die Here leer dit nie vir die kinders, sê hy. Hy leer dit vir die ouers. Hulle het dit gesien, hulle het dit gehoor, en hulle moet in die tug en die vermaaning hulle kinders weer oprig. Daarom lees ons ook natuurlik in Efesiërs 6 vers 4, waar staan, en vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. En wat ons dus sal sien in Spreuke, is dat Spreuke hoofsaaklik handel oor 'n ouer, in hierdie geval dan 'n Salomo, wat hierdie spesifieke gebod van die Here ook bewaar, juis deurdat hy sy seun oprig in Spreuke, in die tug en vermaaning van die Here. Daarom sal ons nog in vers 8 ook lees van Spreuke 1, my seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Maar die punt is, die wysheid wat ons in Spreuke vind, en nie net in Spreuke nie, maar die hele Bybel, is nie iets wat ingebore is nie. En dit is nie iets wat ons by nature het nie. Dit is iets wat geleer moet word. Ons moet daarin getugtig word, en ons moet daarin geonderrig word. En die grootste guns wat jy dus vir jou kinders kan doen, is om self te groei in hierdie wysheid, sodat jy dit weer aan jou kinders kan oordra. Maar ons moenie onder die indruk wees dat ons hulle kan wysheid leer, indien ons nie self oor wysheid beskik nie, en jy doen nie noodwendig by nature nie. En die realiteit is, ons gaan self eers geleer moet word, indien ons geskik wil wees om daardie wysheid weer te kan oordra na die volgende generasie. Maar wat ons verseker kan weet, is dat ons nie by nature wys is nie. En ons beskik nie by nature oor dit wat die woord ons leer nie. Daarom, soos ons al gereeld gelees het in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 staan daar, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ons kan nie volkome toegerus wees, indien ons nie geleer word in die woord nie. Kolossense 1 vers 27 en 28 sê, dit is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid,
Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Hoe word gelowiges volmaak voor Christus Jesus gestel? Deur om hulle te vermaan en deur om hulle in die wysheid te onderrig, sê Paulus. En hoe word ons volmaak voor Christus gestel? Deur om self vermaan te word en om deur die wysheid geonderrig te word. Maar hier is waarskynlik een van die eerste en grootste struikelblokke vir ons om wysheid of insig te bekom. Naamlik, ons hou nie daarvan om geleer te word nie. Want om te erken dat ons lering nodig het, moet ons byvoorbeeld erken dat ons minder weet as die persoon wat ons leer, of die woord wat ons leer. Om wysheid te bekom, vereis, en kom nie sonder 'n nederige hart nie. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 3 vers 18, laat niemand homself mislei nie, as iemand meen dat hy wys is onder julle in die wêreld. Laat hom 'n dwaas word, sodat hy wys kan word. Net omdat jy min weet, beteken nie jy is nie wys nie, maar dit is alleenlik die wyse man, wat bereid is om geleer te word, wat werklik wys is, en wat nog meer wysheid sal bekom. Daarom sê vers 5 van Spreuke 1 vir ons, laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder. Net omdat jy nie kennis het nie, beteken nie jy is 'n dwaas nie. Maar indien jy nie jouself verootmoedig en groei in wysheid nie, dan is jy wel 'n dwaas. Dis die wyse man wat erken dat hy 'n dwaas is, sodat hy kan groei in wysheid. En so Spreuke 9 vers 9 ons ook al geleer het, deel mee aan die wyse, en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige, en hy sal insig vermeerder. Die wyse man is dus die man wat homself verootmoedig en bereid is om geleer te word, sodat hy nog wyser kan word. Of soos Paulus vroeër gesê het in 1 Korintiërs 3, sien jouself eerder as 'n dwaas, sodat jy wysheid kan bekom. Ons lees ook in Psalm 25 vers 9, daar staan, God sal die ootmoediges lei in die reg. Die ootmoediges, die wat nederig is. God sal die ootmoediges lei in die reg, en die ootmoediges sal sy weg leer. Die ware gelowige is nederig en ywerig om geleer te word. Die ware gelowige is wys in die sin dat ons wys genoeg is om te besef dat ons meer wysheid nodig het. Die goddelose aan die ander kant wil nie deur wysheid getuigtig word nie, of in wysheid geonderrig word nie, want die goddelose is nie bereid om dwaas te word nie, voor die Here nie. Die goddelose kan dalk God se insettinge herhaal, maar hulle wil nie hulself verootmoedig om deur wysheid getuigtig te word nie. Soos ons lees in Psalm 50 vers 16 en 17 waar staan, maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat, en my woorde agter jou werp. Die goddelose het dalk 'n skyn van heiligheid, hulle dalk 'n skyn van wysheid, maar hulle verag om deur die wysheid van die Here geleer te word. Hulle kan dalk sy gebooie herhaal in hulle mond, maar hulle verag om deur die wysheid van die Here geleer te word, of om daardeur getuigtig te word. Maar daar word weer uitdruklik vir die gelowige gesê, of van die gelowige gesê, indien hy wel wys wil wees. In die volgende vers sê dit dan vir ons, dat hy sal aanneem tug, wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid. Dis wat die wyse en die goddelike persoon sal doen, volgens vers 3 van Spreuke 1. Hy sal tug aanneem, wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid. Dit is iets wat aangeneem moet word, of althans geleer moet word. En dit kan baie vergelyk word met wat ons lees in Markus 4 vers 23 tot 25 waar staan, as iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor, met die maat waarmee julle meet sal julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.
Want wie het, vir hom sal gegee word. En wie nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En dieselfde is die geval met wysheid. As jy die wysheid het, om jouself 'n dwaas te maak voor die Here, dan sal jou wysheid vermeerder, as jy jou ore gebruik. Want die een wat homself verootmoedig voor die Here, is ook die een wat deur die Here geleer sal word, soos ons lees in Psalms. Die goddelose aan die ander kant, wat dalk 'n skyn van wysheid het, kan en sal nie hulle self voor die Here verootmoedig nie. Hulle verag om deur die wysheid van die Here geleer te word, of om daardeur getuigtig te word. Maar hier is dan ook 'n maklike manier om onderskeid te tref tussen die goddelikes en die wat goddeloos is. En met wie ons onsself moet vereenselwig en met wie ons onsself nie moet vereenselwig nie. Want al wat ons onsself hoef te vra is, kan daardie persoon tug aanneem of kan hy nie? Kan daardie persoon geleer word deur die waarheid van die woord of kan hy nie? Dis al wat ons hoef te vra, om onderskeid te tref tussen die wyse en die dwaase, tussen die goddelikes en die goddeloses. Kan daardie persoon nie tug aanneem of kan hy nie? Kan daardie persoon geleer word deur die waarheid van die woord of kan hy nie? Want as iemand nie tug kan aanneem nie, of geleer kan word deur dit wat ons in die woord vind nie, dan is daardie persoon nie wys nie. Inteendeel, daardie persoon is 'n absolute dwaas. En die woord leer ons, moenie enigiets met 'n dwaas te doen hê nie. Spreuke 13 vers 20 sê vir ons, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Weereens, ons leer mekaar. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Hoekom? Want ons leer mekaar in wysheid. Dis iets wat geleer moet word. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, word verwoes. Spreuke 14 vers 7 sê, gaan weg voor 'n dwaase man, want jy het daar niks gemerk van die lippe van kennis nie. En hoe weet ons iemand is 'n dwaas? Hy wil nie geleer word nie. Hy kan nie tugtiging ontvang van die wysheid van die woord nie. Die doel van Spreuke is dat ons wysheid daardeur kan bekom. Maar daardie wysheid kom deur lering, dit kom deur onderwysing. En dit wat verstandig maak, soos vers 3 ons leer, moet aangeneem word, deur die tug. Wat dan ook beteken, dat dit nie altyd lekker gaan wees, om in die wysheid geleer te word nie. Maar ongeag, of dit lekker is of nie, die wyse persoon verootmoedig homself voor die Here, om geleer te word, sodat hy nog meer wysheid kan bekom. Maar die goddelose en die dwaas, hy sal dit nie doen nie. Inteendeel, hy kan dit nie doen nie. Hulle kan nie geleer word nie. Hulle neem die tug van wysheid nie aan nie. Inteendeel, hulle verag dit. En soos die woord ons aan leer, bly weg van sulke mense af. Moenie aanhou om iemand wat nie wysheid wil aanneem nie, te probeer wysheid leer nie. Verwyder eer jouself van so 'n dwaas, soos die woord ons leer. En soos Matteus 7 vers 6 ook sê, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap, en omdraai en julle verskeur nie. Indien jy 'n dwaase persoon wysheid probeer leer, sal daardie persoon waarskynlik daardie einste waarheid en wysheid nog teen jou gebruik. Sonder eerder jouself af van sulke mense. Want soos ons ook lees in 2 Korintiërs 6 vers 15 tot 18, daar staan, moenie in dieselfde juk trek met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Maar waar die hoogmoediges en die goddelose
nie deur wysheid getugtig wil word nie, en onderrig wil ontvang nie, is die gelowige weer ywerig om tug aan te neem. Hoekom? Want soos vers 3 van ons teks ons leer, want dit maak ons verstandig. Veral, soos die vers sê, in geregtigheid en regverdigheid. Soos vers 3 ook vir ons sê. En die gelowige neem dit juis aan, want die gelowige is lief vir geregtigheid en regverdigheid. Want God is 'n God van geregtigheid en regverdigheid. Daarom waar die goddelose nie bereid is om hulle self te verootmoedig voor die Here nie, is die gelowige weer aan die ander kant bereid om homself 'n dwaas te maak, juis sodat ons wys kan wees. Miskien nie in die oë van die wêreld nie, maar in die oë van die Here. Daarom lees ons ook dat die Here vir ons sê in Matteus 18 vers 3 en 4, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En dan lees ons ook in ons laaste vers vandag, vers 4, dat die doel van Spreuke is om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. Weer eens in typiese gedigvorm. Skranderheid verwys natuurlik na deug, of om goeie en wyse oordeel te kan beoefen, en word ook as 'n sinoniem vir kennis en oorleg gebruik, soos ons hier in die vers lees, aangesien dit die bedoeling is met Hebreëse gedigte, om van daardie parallelle verwantskap gebruik te maak. Maar wat ons ook hier in hierdie vers kry, is die eerste verwysing op wie die Spreuke van Salomo van toepassing is. Dit is van toepassing op eenvoudiges en jongelinge. Dis op wie dit van toepassing is. Ons sien die rede daarvoor, en nou sien ons op wie dit van toepassing is. Dit is van toepassing op eenvoudiges en jongelinge. En hierdie is natuurlik goeie nuus vir almal. Want om wysheid te bekom, en om daarin geonderrig te word, is nie gekoppel aan jou IQ nie. Indien jou ma vir jou gesê het, dat jy enigiets kan word wat jou hart begeer, insluitend ruimtevader, dan moet ons verstaan, dat jou ma het vir jou gelieg. Want niemand van ons het die vermoë of noodwendig die IQ-vlakke wat ons nodig het, om enigiets en alles te kan doen wat ons hart begeer nie. Jou ma ook vir jou. Maar wysheid, en om 'n wyse persoon te word, is nie eksklusief bedoel vir die wat verstandelik geseënd is nie. Inteendeel, dit is vir die eenvoudiges. Maar dit is ook hoekom dit moeilik is vir die wat wel verstandelik geseënd is, om die evangelie aan te neem, en om die wysheid aan te neem, want hulle wil nie saam met die eenvoudiges gereken word nie. Maar weer eens, soos Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Daarom wanneer daarna eenvoudiges en jongelinge verwys word, sluit dit nie mense uit wat bo die fisiese ouderdom van 18 jaar oud is nie. En dit vereis nie 'n spesifieke vlak van intelligensie nie. Die vraag is eerder of jy bereid is om as 'n eenvoudige gereken te word. En of jy bereid is om as 'n jongeling gesien te word. Want as jy nie verander en soos die kindertjies word nie, sal jy nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Daarom lees ons ook, soos ons vanoggend ook gelees het, in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 21 daar staan, want die woord van die kruis, met ander woorde die evangelie, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, vir die goddelose. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien die wysheid van God die wêreld, deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Met ander woorde, niemand het al ooit deur hulle eie verstandige en intellektuele vermoëns die Here geken nie.
het hom nog nooit leer ken deur om hulle verstand toe te pas en om hulle IQ te gebruik nie. Hoekom nie? Want dit het die Here behaag deur om dit wat dwaas is in die oë van die wêreld te gebruik om sondaars te red. En aangesien die evangelie dwaasheid is in die oë van die wêreld en dwaasheid is in die oë van die intellektueel en dwaasheid is in die oë van die goddelose, vereis dit by voorbaat nederigheid om dit aan te neem. En soos ons teks ons leer, ware wysheid en reddende wysheid is nie vir intellektueel of die hoogmoedige nie. En dit is nie vir die persoon wat wys is volgens die wêreldse standaard van wysheid nie. Ware wysheid is vir die eenvoudige. Dit is vir die persoon wat bereid is om as 'n jongeling, soos ons vers sê, gesien te word. Maar om af te sluit, dit wat ons hier sien en leer in Spreuke, is dat wysheid iets is wat geleer moet word. Dit kom deur tug en onderwysing en dit word hoofsaaklik oorgedra van 'n ouer na 'n kind, soos ons nog sal sien in die res van Spreuke. Maar ons kan nie ons kinders wysheid leer indien ons nie self daardie wysheid eers bekom het nie, deur tug en deur onderwysing nie. Ons kan nie ons plig nakom as ouers indien ons self nie eers onsself verootmoedig om soos kinders deur die woord geleer te word nie. Baie van die ouer gelowiges, wat al 20, 30 of 40 jaar gelowiges is onder die indruk dat hulle in die posisie is om hulle wysheid oor te dra. Bloot net omdat hulle al 20 of 30 of 40 jaar al gelowiges is. Maar as jy in daardie tyd nog nooit bereid was om as 'n eenvoudige of as 'n jongelinge geleer te word nie, dan het jy ook nie die wysheid om enigiemand anders te leer nie. Want weer eens, wysheid is nie ingebore nie. Wysheid kom nie met tyd nie. Dit word geleer en word oorgedra. Indien Salomo 'n ingebore wysheid gehad het, dan sou dit nie vir hom nodig gewees het om by die Here te pleit om vir hom wysheid te gee nie. Maar hy moes. Ja, die Here gee vir ons wysheid, maar die primêre middele waardeur hy ons dit gee, is deur sy woord. Soos ons weer eens lees in 2 Timoteus 2 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En daarom lees ons ook in Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Lering en onderwysing, wat gehoor word, is dus noodsaaklik vir ons geloof. Daarom moet ons ook onsself met ander wyse manne omring, juis sodat ons geleer kan word, soos ons lees in Spreuke 11 vers 14. As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. En soos ons ook vroeër gelees het in Spreuke 13 vers 20, gaan met die wyse om, dan sal jy wys word. Ons leer mekaar. Hoekom? Want wysheid word geleer. Ons het dit nie by nature nie. Jy moet jouself omring deur mense wat wysheid het, om daardeur geleer te kan word. Want ons het dit nie by nature nie. Hoe lank jy al 'n gelowige is irrelevant. Die vraag is eerder, hoe lank is jy al bereid om as 'n eenvoudige deur die woord geleer te word? Hoe lank is jy al bereid gewees om as 'n dwaas gesien te word, sodat jy die wysheid van die Here kan bekom? Want, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Die boek van Spreuke gaan dus vir ons niks beteken, indien ons dit nie met 'n nederige hart benader nie. En ons gaan nie groei in wysheid, indien ons nie eers self dwaase word nie. En ons gaan niemand enigiets kan leer, insluitend ons eie kinders, indien ons nie eers self soos kinders geword het nie. Sodat ons getugtig kan word en onderwysing kan ontvang in die wysheid nie.
En mag die Here ons dit dus gun, om onsself voor hom te verootmoedig, sodat ons wysheid en tug kan ken, om woorde van insig te kan verstaan, sodat ons die tug wat verstandig maak te kan aanneem, naamlik geregtigheid en reg en regverdigheid, en dat ons onsself as eenvoudiges en as jongelinge sal reken, sodat ons skranderheid en kennis en oorleg, soos ons vers vir ons sê, mag bekom. Mag die Here ons dit gun. En mag ons onsself verootmoedig voor die Here, sodat hy ons dit kan leer. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, U weet en ons weet dat ons is maar 'n hardkoppige mensdom. Here, ons is baie keer wys in ons eie oë. Ons dink ons is slim, ons dink ons is wys. Ons dink ons is altyd gereed om ander mense alles te leer wat ons dink ons weet. Maar o Here, mag dit ver van ons af wees om te dink dat ons enige wysheid uit ons eie uit kan bekom, of dat ons van nature daaroor besit, Here. Here, gun dit ons, o Here, eerder om onsself te verneder voor U, om kinders voor U te word, om onsself as dwaase te sien, Here, sodat ons U wysheid mag bekom. Here, want ons is maar 'n trotse mensdom, Here. Maar gun dit ons, dat ons onsself voor U sal verootmoedig, Here, dat ons nederig sal wees in U oë, Here, sodat ons hierdie wysheid kan bekom, Here. En Here, wanneer ons hierdie wysheid bekom, in nederigheid, Here, dat ons dit ook in nederigheid sal oordra aan ander, veral ons kinders, Here. Maar help ons om te verstaan dat ons hierdie wysheid nodig het, dat die wysheid van die wêreld is nie U wysheid nie. Inteendeel, U wysheid is dwaasheid by die wêreld. Maar Here, gun dit ons in die genade om dwaase te word, sodat ons kan wys wees, en nie net ons nie, Here, maar die mense om ons, en veral ons kinders, Here, dat ons die vermoë kan hê om dit oor te dra. Maar gun dit ons, Here, om dit in die eerste plek eers te bekom, deur om kinders te raak. Here, ons bid dat U met ons sal wees, dat U ons sal help om dit te doen. Here, want dit is nie ons natuur om onsself so te verootmoedig nie. Dit is nie in ons natuur om onsself voor U te verootmoedig en om nederig te wees nie, Here. Dit is nie in ons natuur om net geleer te word nie, en om te erken dat ons lering nodig het nie. Mag Here help ons in dit. Mag die Gees in ons harte werk, sodat ons U mag ken, Here, en sodat ons mag groei in wysheid. Dit is ons gebed in hierdie oggend, in Jesus naam. Amen.